Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en die donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef en God het gesê: "Laat daar lig wees," en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dit is God se woord. Wel, goeiemôre Ligpunt, goeiemôre aan almal wie ek nog nie gesien het hier in die begin van die jaar nie. Dit is al, kan julle glo, eerste helfte van die eerste maand is al verby. So mens mag seker nie meer sê voorspoed nie, maar voorspoed. En as jy vandag die eerste keer by ons kuier dalk, of jy het van in die laaste week of 2 hier by ons begin inskakel, wil ek net vir jou sê, soos Johan ook vroeër gesê het, hierdie is 'n baie goeie Sondag om hier te wees, en ons sal jou wil aanspoor om in die volgende 5 weke, tot en met voorwaarts, verseker nie een van hierdie Sondag te mis nie, soos Johan genoem het, en ons 'n bietjie meer gaan sê in 'n oomblik van nou, of gaan ons saam dink oor Ligpunt se roeping, wat is die God-gegewe rigting waarin ons as 'n gemeente in wil loop, wat ons glo God ons intrek en wat is die implikasies daarvan vir ons. En so dit is wat ons oor wil gesels in die volgende 5 weke. So ek wil julle aanspoor om hier te wees vir dit. In sy woord, dat hy nou ons gedagtes en ons harte sal gevange neem, soos wat ons luister na hom. Kom ons sluit die oë in afhanklikheid. Vader, ons kom na U toe, U wat reg aan die begin gesê het, o God, laat daar lig wees. Ons bid, o Heer, dat U ook nou U lig sal skyn in ons lewens. Kom en verlig ons, kom en maak ons meer soos die Seun Jesus. Ons bid dit in sy goeie naam. Amen. Maar vriende, ek is seker dat ek is nie die enigste een wat dink dat Zimbabweërs, dit is die beste name in die wêreld nie. Ek weet nie of ons ooit gesit en gedink oor nie. Dit is net great. Ek weet nie presies wat die tradisie agter dit is nie, maar Zimbabweërs het die oulikste van name. Toe ek op kweekskool was, baie jare gelede, was daar 'n pel van my saam in die klas. Sy naam was Think More Shavumba. En dis nie die enigste more agtersetsel wat jy kry vir Zimbabweërs nie. Hierdie is regtig ander Zimbabweërs name. Ek seker jy ken dalk ook 'n paar. Lovemore, is 'n lekker naam. Give more is 'n naam. Try more. Okay. Try more, dis is 'n okay. Beste een van hulle almal is Kies More. Dis regtig iemand se naam, Kies More. Ek het onlangs 'n ander artikel gelees wat juist praat oor hoe koslik Zimbabwe se name is, en van die lang lys, en ek wou amper vir ons 50 name gelees het. Maar myself terughou op dat hierdie is die wat my die meeste getref het. Hierdie is 'n ou se naam, Easy Way. Hy moet 'n nice ou wees. Daar is nie 'n manier wat jy nie 'n nice ou is as jou naam Easy Way is nie. Hier is 'n great een. Dis 'n naam, Energy. Okay, ek bedoel, hy is op en wakker in die lewe, daai ou. Die ander naam, Anywhere. Dis regtig egtig, jy kan dit gaan Google, dis iemand se naam, Anywhere. Maar my heel gunsteling en beste ene van alle tye, die naam Immigration. Nou, in die spesifieke voorbeelde wat ek hier genoem het, elkeen van hierdie Zimbabwe se name is vorentoe kykend. Het jy dit opgetel? Elkeen van hulle het hierdie ouers vir hulle kinders die name gegee, dit amper profeties vorentoe kykend gegee. Jy sien, toe Think More Shavumba, wat saam in die klas was, sy ouers vir hom daai naam gegee het hulle gehoop dat hy gaan eendag slim uitdraai, en ek is seker dat van dag 1 af, as 'n klein laaitie, het hulle vir hom gesê, luister hier, hoorie,
Onthou wie jy is, onthou wat jou naam is, en ek is seker hulle het sy hele lewe gebou en gebuig om sy naam, en dit het in Thinkmore se lewe gerealiseer. Hy was nogal 'n slim ou gewees. Ek wonder ook, waar is immigration vandag? Seker in Australië. Hy is seker in Australië. Vriende, ek begin hiermee, want op 'n soortgelyke manier sal dit jou help om te verstaan hoekom ons kerk se naam Ligpunt is. Ligpunt se naam was juis gekies in so 'n tipe van 'n vorentoe kykende manier. Toe ons die naam Ligpunt in 2009 gekies het, vir hierdie gemeente het ons dit gedoen, want ons het gevoel, maar hierdie is 'n beskrywing, 'n naam wat goed sal verwoord die tipe van kerk wie ons graag wil wees en wat ons toenemend graag sal wou word. Met ander woorde, om onsself as kerk te noem Ligpunt, beteken dat ons glo dit is uiteindelik waartoe God ons roep. En dit is dan die rede vir hierdie afskopsreeks wat ons nou vandag mee begin. Ons wil onsself herinner aan ons roeping as kerk. Nou Johan het dit ook reg in die begin genoem. Maar as jy hierso was, dan sê jy agtergekom het, as jy so rukkie was jy agterkom, maar Poen, jy het nogals baie gepraat oor roeping, en dit voel vir ons het verander in die laaste paar jaar nogals. En ek sal nie so sê dit het verander nie, wat ons eerder probeer doen die hele tyd deur is, ons probeer sê nee, maar ons dink ons kan ons roeping as 'n kerk beter verwoord, ek dink ons kan dit verskerp, ons dink ons kan ons roeping as 'n kerk vereenvoudig, en toe slaan dit ons einde laas jaar soos 'n platvis deur die gesig, maar hy, onthou nou wie ons naam, dit was oorspronklik hoekom ons gesê het, hierdie is ons roeping as gemeente. So, hier dan Ligpunt se roeping, ons roeping as kerk. Dit is op die skerm hier agter my, dis baie eenvoudig, is presies wat ons naam sê. Ons is 'n gemeente, geroep om God se lig te skyn. En al wat ons wil doen in die volgende 5 weke, vriende, is ons wil saam dink deur dit. Spesifiek 'n klein bietjie dubbelklik op daai woordjie, die hele Bybelse idee van lig. En glo my, 5 weke is nie genoeg om alles te sê wat die Bybel sê net oor die onderwerp van God se lig wat hy laat skyn nie. Maar ons gaan die beste doen wat ons kan doen in die volgende 5 weke. En wat ons wil doen is ons wil die Bybelse lering aangaande God se lig bestudeer, sodat ons dan as 'n gemeente in die lig daarvan in geloof en gehoorsaamheid kan reageer, sodat ons dan 'n gemeente sal wees wat toenemend ons roeping as kerk sal realiseer. En so vandag, hier in die begin, wil ons begin, vriende, by God. Want kom ek state net gou die obvious, nee, daar is nie 'n wêreld waarin ek en jy individueel en ons as 'n kerk God se lig gaan skyn, as ons nie in die eerste plek 'n mense is wat God se lig geniet nie. Ons kan net God se lig skyn as ons daadwerklik, nie net eenmalig nie, maar aanhoudend deur God verlig word. Dit is hoe ons God se lig gaan skyn. En so, ons het nodig om by God te begin. En wat ek wil hê ons moet vandag doen, is ek wil hê ons moet dink oor 2 fundamentele waarhede wat opgesluit lê in hierdie prentjie van God se lig. Ek dink dit is 2 waarhede wat dalk so voor die hand liggend is dat ons dit mis. Ek dink dit het vir my, omdat die idee van God se lig was net so voor die hand liggend dat ek hierdie gemis het, en so ons wil dit vandag vir mekaar baie duidelik sê. Hier's die eerste waarheid. Die eerste waarheid wat God se lig dan kommunikeer. Vriende, as ons praat van God se lig, kyk saam op die skerm, dan fundamenteel beteken dit of kommunikeer dat aan ons dat God is die bron en die gewer van lewe. Is dit wat jy aan dink as jy dink aan God se lig? Ek voel ons oortuig dat dit is fundamenteel wat hierdie beeld kommunikeer, dat God is die bron en die gewer van lewe. Tel jou blaadjie op of jou Bybel op, kyk saam met my daar na Genesis hoofstuk 1. In Genesis hoofstuk 1, vriende, dit is belangrik vir ons om hierdie te besef. Die skepingsverhaal wat ek en jy van lees, in Genesis 1 en 2 is nie 'n mensgemaakte mite nie. Dit verwys na gebeure wat eers op die tydlyn van wêreldgeskiedenis plaasgevind het. Maar ek en jy sal 'n fout maak as ons Genesis 1
En Genesis 2 lees deur die lense van ons moderne, westerse, wetenskaplike wêreldbeskouing. Genesis 1 en 2 vriende was geskryf in die raamwerk van die groot woord sal wees 'n antieke kosmologie. Of om dit vereenvoudig te stel, Genesis, veral hoofstuk 1 en 2 was geskryf in die taal en in die kategorieë van 'n antieke wêreldbeskouing. En in so 'n wêreld, vriende, was die konsep van lig absoluut prominent geweest. Stop net gou, kom ons imagine gou. Klim gou in 'n time machine saam met my na die antieke tyd toe, reg in die begin, lank voor Eskom. Hulle was so gelukkig, lank voor 'n Eskom, lank voor sonpanele en waar jy 'n knoppie druk om 'n lig te kry. Waar het lig vandaan gekom? Die son. En eers reg in die begin van wêreldgeskiedenis het die mens baie vinnig agtergekom, maar die lig wat kom vanaf die son af is lewe. Dadelik is jy iemand wat besef, wees maar ek kry baie koud hier in die nag. Ek kry baie koud hier in die oggend, maar wanneer daai groot bal opkom en hy skyn sy lig, dan begin dit warm word en is as dit ware asof ek begin energie kry, ek begin lewendig word. En daar in die nag as ek die wilde diere hoor en daar's die skelms wat begin nader kom, dan is ek bang en ek is angstig, maar as die lig opkom en ek kan sien, hoef ek nie meer te vrees nie en alles is alright. En eers reg in die begin het die antieke mens agtergekom dat dit is deur daai lig wat kom van daai son af dat alles om jou begin groei. En die mielies wat jy plant en die plante om jou begin lewe. Jy het nog nie geweet van hierdie ding wat die moderne mens gaan fotosintese noem nie, maar jy kom agter dat lig is lewe. Lig bring lewe. Vriende, vir hierdie rede is dit, behoort dit nie as 'n verrassing vir jou en vir my te kom, dat amper universeel reg oor die wêreld, waar ook al jy gaan, meeste antieke samelewings het die son aanbid as, nie net 'n god nie, maar as die belangrikste van gode. En dit is in daardie wêreld in, waarin Genesis 1 geskryf word. Genesis 1 kom in 'n groot dialoog tussen die nasies oor wie of wat is nou regtig die ware God. Genesis 1 as dit ware lewer kommentaar en sê in so 'n wêreld en vir jou en vir my, soos dit gesê het toe dit geskryf was, wag so 'n bietjie, okay. Wag so 'n bietjie, ja, die son is belangrik, maar die son is nie God nie. Die son is geskep deur die ware God. Die son is 'n sekondêre lig. Dit is hoekom daar in Genesis 1 vers 14 eers tot 18 baie ink gemors word om te praat oor die skepping van die son as 'n lig. Want dit is 'n sekondêre lig, maar dit is nie die God nie. Nee, die ware God wat reg aan die begin Genesis 1 vers 3 gesê het, laat dit daar lig wees. Hy is die bron en hy is die gewer van lewe. Vriende, dit is wat die storie, nie net van die volgende 2 hoofstukke van die Bybel nie, maar eintlik die storie van die hele Bybel hierna vir ons laat uitspeel. In Genesis 2, soos wat die eerste mens, Adam en Eva, dan lewe aan die hand van die God wat se woord sê, laat daar lig wees, soos wat hulle lewe onder sy woord, soos wat hulle in sy lig wandel. Genesis 2, wat gebeur? Daar geniet hulle die goeie lewe, daar geniet hulle die oorvloedige lewe in die tuin. Maar dan in Genesis 3, soos wat hulle nie in sy lig wandel nie, soos wat hulle luister vir die leuns van die slang, nie vir die God wat praat en lewe gee nie. Wat gebeur Genesis 3? Dood kom in die wêreld in, hulle word uit God se teenwoordigheid geplaas, en waar word hulle gesit? Ek dink ons mis hierdie so baie kere. Waar word hulle geplaas wanneer hulle buite sy teenwoordigheid is? Hulle is terug in Genesis 1 vers 2. Kyk weer na Genesis 1 vers 2. Die wêreld, daar waar dit nie is, binne die teenwoordigheid van die God wat deur sy woord lig bring nie, daai wêreld, Genesis 1 vers 2, is 'n wêreld, is 'n realiteit, vriende, wat woes is, sê die teks,
wat leeg is, wat onstuimig is en waar donkerte heers. Nou ons het nie die tyd nie, ek moes so baie sny. Ons gaan nog steeds na baie tekste kyk vandag, maar ons het nie tyd om te hardloop vandag deur dit alles nie. Maar ek wil wel hê dat ons hierdie patroon nie moet mis in die getuienis van die Bybel nie. Hier is die patroon, wanneer ook al die mens in God se lig wandel, geniet die mens lewe, wanneer ook al die mens in die duisternis wandel, dan ervaar die mens dood. Kyk saam met my op die skerm, net 'n paar sleuteltekste om hierdie punt te maak. Eerstens, en ek gaan dit net vir ons lees, nie eers verduidelik nie, want dit sê dit self. Maar vriende, hoor hoe die Bybel 'n lewe wat in verhouding met God gelewe word beskryf. Psalm 36 vers 9. Ja, o God, by U is die fontein van lewe. In U lig sien ons lig. Psalm 56 vers 13. Want U, o God, het my lewe uit die dood weggeruk. Het U dan nie my voete van struikeling bewaar, sodat ek voor God kan leef in die lig van die lewe nie? Maleagi 4 vers 2, is baie ander, ek gee ons net 'n paar voorbeelde. Maleagi 4 vers 2, reg aan die einde, laaste hoofstuk van die Ou Testament. Maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing, met lewe in sy strale. Maar vriende, hoor dan ook hoe die Bybel 'n lewe beskryf wat nie in verhouding met God gelewe word nie. Hoor hoe die Bybel 'n lewe beskryf wat vervreem is van God. In die hier en nou, so ons praat van in die hede. Psalm 82 vers 5, hulle verwysende na net die versie voor het verwys het na die goddelose, hulle weet niks nie, sê die psalmskrywer, hulle verstaan nie, hulle verkeer in die duister, al die fondamente van die aarde wankel. Met ander woorde sê die psalmskrywer, hulle lewens val uit mekaar uit. Die fondamente van die aarde wankel. Nuwe Testament, Efesiërs 4 vers 18, beskryf die ongelowige, hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe, moenie sê met God nie, beter vertaling is, soos die Engels het, is vervreem van die lewe van God. Omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Maar vriende, as ons vervreem is van verhouding met God, beteken dit nie net duisternis nou in die Here nie, dit beteken 'n ewige duisternis in die hiernamaals. Net 2 verse en daar's soveel meer wat ek kon gegee het hier. Kyk saam met my, ek gaan dit net lees. Amos 5 vers 18. Die dag van die Here, dit beteken oordeelsdag, is duisternis. Is nie lig nie, dit is duisternis. 2 Petrus 2 vers 17. Die hiernamaals is 'n plek vir wie mense, of daardie ongelowiges, onbekeerende ongelowiges, is mense vir wie die diep duisternis gereed staan. Vriende, kom ons stop net gou vir 'n oomblik en kom ons laat toe dat hierdie waarheid net vir 'n oomblik insink. Lewe, 'n lewe wat vervreem van God is, verwyderd van sy lig is, beteken dood. En stop net gou saam met my vir 'n oomblik, vriende, en kom ons vra onsself af net, hoe kan dit anders wees? Hoe kan dit anders wees? Kom ons dink aan die letterlike son. Ek is van die oortuiging dat die rede hoekom God, hy het nie nodig gehad om 'n ding soos 'n son te maak nie. Ek glo dat die fundamentele rede hoekom daar 'n son is om hierdie waarheid aan ons te kommunikeer. Kom ons dink gou saam net aan 'n son. Ek het hierdie week op ChatGPT gespring, soos ons almal nou doen, en ek het vir ChatGPT gevra, hoor hierso, sê my net gou vinnig en gaan kyk wat sê al die slimkop wetenskaplikes daar buite. As die son net 'n klein bietjie sou verwyder word van die aarde, wat sal dan gebeur hier op aarde? Maar meer is dit, wat sal gebeur as die son net boeps dadelik sou verdwyn? Nou, dis natuurlik so klein bietjie spekulasie, want niemand was al daar waar die son weg is sodat hulle dit kan antwoord nie.
Maar wat die ouens voorspel en wat ChatGPT daarso sê is wel natuurlik, ek bedoel as dit gaan gebeur, gaan die hele ekosisteem gaan verander en fotosintese word beïnvloed en dit gaan teen baie koud word en wie weet wat gaan gebeur in terme van jy weet die groei van plante en alles gaan koud wees en dit gaan sleg wees en as die son net se muur sou verdwyn, wel dan gaan woeps alles dadelik sou verkleim en vries. Geen meer fotosintese nie, maar actually maak dit nie saak as daar nie meer fotosintese gaan wees nie, want as die son nie daar is nie, dan is daar nie gravitasiekrag nie en dis 'n soort van 'n probleem. Wat ChatGPT sê en ek weet nie hoe hulle dit uitgefigure het nie, maar dit sê dit sal 8 minute vat. Okay? 8 minute. En dan sal die aarde soos 'n snoekerbal wat net randomly skiet op 'n tafel, sal hy ergens in die hemelruim gaan en wie weet waar en wat gaan hy homself verpletter. Die punt is, vriende, indien dit die realiteit is, as ons sou verwyder word van die sekondêre bron van lig, hoe kan dit dan anders wees met betrekking tot die primêre bron van lig, naamlik God homself? Stop en dink net gou vir 'n oomblik daar. As ek en jy in hierdie lewe of vir alle ewigheid vervreem sou lewe van ons Skepper, die gewer en instandhouder van lewe. Vriende, hoe sal ek en jy ooit floreer? Hoe gaan ek en jy ooit waarlik groei en blom en floreer as ons nie wandel in die lig van ons Skepper nie? Hoe sal ek en jy anderste as om nie stadig maar seker in ons lewens net uit te rafel, te degenereer en onsself en ander te reuneer nie? En so indien God die bron en die gewer van lewe is, vriende, hoe behoort ek en jy in die lig daarvan te reageer? Hoe behoort ons lewens in te rig? Wel, dit is die tweede waarheid wat ek oor ons aandag wil bring en dalk so klein bietjie meer tyd aan wil spandeer vanoggend. Die tweede waarheid wat ek weer eens wil sê, ek dink ingebou is in die hele idee van God wat sy lig skyn, is okay, wel, wat beteken dit dan in terme van hoe ons postuur lyk teenoor God? Hier is die waarheid wat ek wil hê ons moet sien uit die Bybel uit, vriende. Ons behoort 'n mense te wees wat dan lewe in afhanklikheid van God se lewegewende lig. Ons het laas week, ek kan nie onthou of ons dit gelees het nie, maar ek onthou ons het dit gesing op 'n stadium. Maar ons het vinnig verwys laas week na Numeri 6. Onthou jy dit? Die seënbede wat Aaron en die priesters moes uitspreek. Ons het laas week daarna verwys. Onthou, na die sondeval, Genesis 3, kom God, Genesis 12, hy sê dat hy gaan in 'n verhouding wees met Abraham en met Abraham se nageslag, en so in die boek van Eksodus kom God, hy red die nageslag van Abraham, hy red, verlos hulle uit Egipte uit, hy bring hulle na Sinaï toe, waar hy weer 'n woord spreek aan hulle wat in sy teenwoordigheid is. Hy sluit 'n verbond met hulle, hy sê, julle gaan verhouding met my lewe hier onder my woord. En dan kom Numeri 6. En in Numeri 6 sê God vir Aaron en die priesters, hierdie is wat julle altyd vir my mense moet sê. Julle moet soos elke dag moet julle hierdie seënbede oor my mense uitspreek. Kyk op die skerm. Hierdie is wat God sê vir sy mense via die priesters. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Sien julle wat God beloof vir sy mense? Hoe amazing is dit nie? God sê vir sy mense, ek gaan vir julle lewe gee. Ek gaan julle seën, ek gaan julle beskerm, ek gaan vir julle genadig wees, ek gaan aan julle vrede bied, ek gaan vir julle lewe gee. Ek gaan my lig van my aangesig oor julle my mense skyn. Dit is my belofte aan julle. En dit is vir daardie rede, vriende, wat doen God se mense reg deur die Bybel, veral in die psalms, soos as dit God se postuur is teenoor sy mense, wat is hulle postuur dan teenoor die God wat sy lig op hulle laat skyn? Hulle is mense wat in diepe afhanklikheid van sy lig dan wandel. Kyk saam met my, ek het aanvanklik 10 psalmversies gehad, toe het ek dit uitgesny na 4 toe.
Psalm 4 vers 7. Hoor wat sê God, hierdie is die hart van God se mense, ware gelowiges. Laat die lig van die teenwoordigheid oor ons skyn, o Here. Psalm 31 vers 7. Laat die aangesig oor die diensknegt skyn. Verlos my in die troue liefde. Psalm 43 vers 3. Stuur u lig en u waarheid, laat hulle my lei. Psalm 80 vers 4, vers 8, vers 20, het word 3 keer presies so herhaal in die Psalm. O God, herstel ons daar waar ons gebreek is, herstel ons, laat u aangesig skyn, sodat ons gered kan word. En vriende, as jy enigstens tot en met nou aan die slaap was, wil ek jy met nou asseblief mooi luister. Want dit wat God in Numeri 6 beloof hy gaan doen, deur sy lig te skyn oor sy mense, dit wat God se kinders van alle ewigheid voorgevra het en gebid het en gesê het, laat u lig skyn. Vriende, dit is die punt van die Nuwe Testament. Dit is die hele punt. Die hele punt is dat in die persoon van Jesus kom God en daai belofte wat hy gemaak het en daardie behoefte wat sy mense uitgespreek het, kom God op 'n volkome manier en hy kom skyn sy lig wat gaan lewe bring in 'n donker en 'n duister wêreld. Kyk saam met my, tel jou Bybel op, tel jou blaadjie op. Kom ons kyk weer na Johannes 1 vers 1 tot 5. En ek is seker soos dit gelees was, het jy die echo van Genesis 1 vers 1 tot 5 daar opgetel, het jy nie? Jy sien, soos wat Johannes sy evangelie begin om te praat oor Jesus. Kyk na Johannes 1 vers 1. Hy sê, in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Nou kom ons stop die bus net gou daar. Dink gou aan iemand wat 100% opreg is. Iemand wat net altyd die waarheid praat. Ons net een so 'n persoon, dis God. Praat altyd net die waarheid. Wel, indien iemand net die waarheid praat, vriende, beteken dit dat vir so 'n persoon is daardie persoon se woorde en daardie persoon se wese kan nie geskei word van mekaar nie. 'n Persoon wat net die waarheid praat, God se woord en sy wese is een. En so sê Johannes, so was dit van voor die skepping van die wêreld af met God se woord, God se selfopenbaring. Dit was nie net by God nie, dit was self God. Die woord is self God. En die woord, sê hy, is 'n persoon. Hy is 'n persoon wat deel in die Godheid wat in Genesis 1 vers 3 gesê het, laat daar lig wees. Kyk na vers 2. Johannes 1 vers 2. Hy, hierdie woord, hy was in die begin by God. Alles het deur hom die woord ontstaan. En sonder hom, die woord, het selfs nie een ding wat bestaan het ontstaan nie. En hier is die kikker, vers 4. In hom was lewe, en daardie lewe was die lig vir die mense. Vriende, wat Johannes doen in die begin van sy evangelie, wat gaan oor Jesus, is hy sê vir jou en vir my, ek wil hê julle moet verstaan wie Jesus werklik is. Hy's niemand anders as God die Seun, die tweede persoon van die Godheid van die drie-eenheid nie. Ek wil julle moet verstaan wie hy is en ek wil hê julle moet begryp wat Jesus se roeping is. Jesus kom om 'n lig te wees wat gaan skyn in 'n duister wêreld en einde lewe te bring. En vriende, besef jy dit? Dit is uiteindelik die evangelie, dit is die goeie nuus van Christendom. Die evangelie sê dat God is die bron. Dat God wat die bron en die gewer van lewe is. Hy het in die persoon van Jesus in hierdie wêreld ingekom. Jesus het gekom om lewe te skenk. Hoe? Uiteindelik om sy lewe neer te lê vir ons. Vriende, dit is hoekom wanneer Jesus teen die einde van Matteus op die kruis sy laaste asem uitblaas, wat gebeur? Daar's 3 ure van duisternis.
Want wat dit besig is om te kommunikeer is dat hierdie Jesus in die plek van sondaars vervreem van God en mense wat in die duisternis is. Kom hy neem ons sonde op ons. Hy ervaar ons vervreeming in ons plek van God af. Hy ervaar die diep duisternis van die dood vir sy mense. Maar hy bly nie dood nie. Na 3 dae staan hy op met nuwe lewe, die son kom op. Na 3 dae oorwin die dood en nou skyn hy sy lig in hierdie doodsbestaan in. Dit het my getref in Desember. Ek deel dit met julle. Dit excite my. Ek hoop dit werk, want in my kop werk dit. Het jy ooit gestop en gedink oor hoe amazing is 'n sonneblom? 'n Sonneblom. 'n Sonneblom natuurlik kry sy naam anders as ander blomme. Dis waar van alle plante, dis waar van alle blomme tot 'n mate, maar daar's 'n unieke ding van 'n sonneblom wat wys net hoe absoluut diep afhanklik hierdie spesifieke blom van die son is. Soveel so dat ons noem daai blom 'n sonneblom. Die grootkoppe daar buite, die grootkoppe, nie die slimkoppe of die wetenskaplikes daar buite, verwys en sê dat 'n ding wat kenmerkend is van 'n sonneblom, en hierdie is die groot woord daarvoor, is heliotropisme. Dit is daardie beweging van 'n sonneblom waar hy heeltyd homself belyn, sy gesig van die blom heeltyd belyn met die son. En so wat jy het is dat veral met jong sonneblomme is dat in die oggend, wat doen die sonneblom? Wel die son kyk na die ooste toe. Hoekom? Dis want dit is waar die son is. En die sonneblom is besig om te sê ek het soveel as moontlik lewegewende lig nodig vanaf die son af. En soos wat die son dan trek oor die horison hier teen 12:00, dan kyk hy sonneblom op, want hy's besig om heeltyd sy postuur te hê om uit te kyk na die lewegewende lig van die son. En teen die aand dan skuif die sonneblom se kop om na die weste toe, daar waar die son sak. En dan wanneer dit nag is, wat doen die sonneblom? Hy draai sy kop weer terug en hy maak reg, want hy weet môreoggend kom die son weer op. En daar gaan lewendegewende lig vir hom wees, of vir dit wees. Die punt is, vriende, dit is wat dit beteken om 'n mens te wees. Ons is 'n mense wie se lewensinslag in totale afhanklikheid van God as die bron en die gewer van lewegewende lig gelewe behoort te word. Dis die enigste plek waar ons gaan floreer. Dis die enigste plek waar ons nie gaan verlep en gaan vergaan nie. Vriende, dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Dis 'n goeie tyd in die begin van die jaar. Net laat ons weer ons Afrikaner kultuur, godsdienskap in die asblik gooi en net onsself weer herinner, wat beteken dit fundamenteel om 'n Christen te wees? Vriende, 'n Christen is iemand wat 'n bonatuurlike besef, tot die bonatuurlike besef gekom het, dat Jesus is, Hebreërs 1 vers 3, die glorieryke glans van God. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Jy's iemand wat tot 'n oortuiging gekom het oor Jesus as die Christus. Dat hy is God se lewegewende ligstrale wat uit die hemele op ons gedaal het en bly daal om ons lewe te gee. Dis 'n oortuiging diep in jou gebeendere wat jy het oor die persoon van Jesus, en wat dan beteken, dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees, wat dan iemand is wat elke dag, daagliks, deurgangs besig is om te sê, Jesus, ek het meer van jou nodig. Jesus, ek wil na jou kyk, want in jou en in jou alleen is daar lewe vir my om te geniet. Vriendin, kan ek jou vra, is 'n goeie vraag vir elkeen van ons, of ons self af te vra. Moenie dink aan iemand anders wat langs jou sit nie. Ek vra vir jou vanoggend hier, is Jesus die lig in jou lewe? Is Jesus die lig in jou lewe? Of om dit anders te stel, is jy 'n sonneblom? Is jy iemand wie se lewensinslag gedefinieer word deurdat jy deurgangs na Jesus kyk, want jy besef sonder hom kan jy nie lewe nie. Hy is die glorieryke glans van God.
Vriende, die rede hoekom ons vir 'n sonneblom daai naam gee het, want dit was ooglopend vir ons as observeerders om te sê, ons moet daai ding 'n sonneblom noem. Want wat hy doen is hy gee net om oor die son is so sy ding. Vriende, op 'n soortgelyke vlak het ek en jy nodig om introspeksie te doen hier in die begin van die jaar. Ons het nodig om onsself te vra, verklap ons doen en late van wanneer die son opkom, die letterlike son opkom tot hy sak. Verklap ons daaglikse doen en late dat ons in aktiewe afhanklikheid van Jesus se lig lewe doen. Nou ek moet met julle eerlik wees. Ek is verstommend en dit pla my eintlik die laaste tyd toenemend oor na hoeveel jaar van 'n Christen, hoeveel ongeloof ek agterkom in my eie hart nog steeds. En ek moet met julle eerlik wees dat my eie ongelowige geneigtheid, ek wat poen is, so ongelowige geneigtheid is om die heeltyd iets anderste in hierdie wêreld die lig in my lewe te probeer maak, anderste as Jesus. Ek is heeltyd besig om na iets te kyk wat ek hoop vir my die goeie lewe gaan gee. Wat my gaan laat floreer. Wat my gaan help om te blom in hierdie lewe. En ek wonder, wat is dit vir jou? Ek bedoel, kom ons lys net weer die dinge wat ek dink vir ons almal redelik voor die hand liggend is, maar nog steeds is dit wat ons na toe kyk, vir lewegewende lig. Dinge soos ons geld, ons bankrekening, as kyk daarna en ek dink ek gaan kan lewe. Ons kyk na ons werk om die goeie lewe te bekom. Ons kyk na die soeke na 'n lewensmaat. As ek maar net 'n lewensmaat kan hê, dan gaan ek werklik begin lewe. Of dalk is dit jou lewensmaat. Dalk is dit jou kinders, dalk is dit jou familie, dalk is dit jou prestasies in die lewe wat jy na kyk ten einde ge-energized te voel jy word. Dalk is dit jou kultuur, dalk is dit die regering. Die vraag wat ek en jouself moet afvra is, waarop is jou en my, waarop is ons harte gerig, soos wat ons smag na die goeie lewe, die lewe in oorvloed. Vriende, hier is die waarskuwing wat ek reeds genoem het, is dat as ek en jy ons hoop gaan plaas in een of ander, dit is nie eers alles slegte goed nie, maar 'n sekondêre lig. En baie keer is dit 'n skynlig. As ons hoop gaan plaas daar, dit gaan so dwaas wees en dit is so dodelik. Want vriende, soos 'n sonneblom net kan blom in die son, so gaan ek en jy as ons ergens anderste as by die bron en die gewer van lewe soek, vriende, is ons stadig maar seker besig om te verlep en te vergaan. En so kan ek ons uitnooi vanoggend. Hier is die uitnodiging uit Jesus se eie mond uit aan jou en my weer opnuut vanoggend. Vir almal van ons, nie net vir die wat dalk nie Christene is nie, vir elkeen van ons. Hoor Jesus se uitnodiging aan ons. Johannes 8 vers 12. Jesus sê, hy kondig aan, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Vriende, is dit nie wonderlik nie? God het nie nodig gehad om dit te doen nie. Nadat ons hom verwerp, kom God af, hy klim van sy troon af, hy kom na jou toe, vanoggend, soos wat hy na my toe kom, en hy kom na ons almal toe, en Jesus sê vir jou en vir my vanoggend, ek het my lewe uitgegiet, sodat jy in my ware lewe kan geniet. Jesus hou dit voor aan jou, en aan my, vandag, hy sê vir jou en vir my, lewe is vir jou, ek het my lewe gegee vir jou, sal jy dit neem? Sal jy in afhanklikheid dit indrink? Jesus sê vir jou en vir my vanoggend, jy hoef nie langer in die duisternis rond te ploeter nie. Jy hoef nie langer in die donker nag angstig en bang te wees nie. Ek is met jou en ek gee myself vir jou. Jy hoef nie langer jouself en ander seer te maak nie. Kom en ontvang die lewenslig.
Maar ek wil ons met Jesus se uitnodiging wil ek ons aanspoor. Want ek dink weer eens, en ek weet nie of dit net 'n Afrikaanse kultuur Christendom foutjie is wat ons baie keer maak nie. Maar ons het nodig om dit vir mekaar te sê, vir die manier wat ek en jy Jesus se lig bekom, is nie deur een of ander godsdienstige rympie op te sê nie. Die manier wat die lewe wat in God is, jou en my lewe word, is nie vir jou en vir my net om selfs net op 'n abstrakte teoretiese manier te sê, okay, ek glo nou in Jesus nie. Asof dit 'n abrakadabra ding is wat ons doen nie. Het jy opgetel, kyk weer wat sê Jesus in Johannes 8 vers 12, want ek dink ons het dit gemis. Het jy gesien wat het Jesus gesê in die uitnodiging? Jesus sê daar, wie my volg, sal die lig van die lewe hê. Jy sien soos die sonneblom die son volg. Die sonneblom hou aan om te kyk na die son, want dit is waar lewe te vinde is. So sê Jesus, sal jy my volg? Sal jy jou lewe belyn met my? As ek en jy wil weet, waar is Jesus op die horison van ons lewens? Wel, sy woord openbaar in ons sy wil. Ons gaan volgende week baie tyd hierin spandeer. Dit is waar Jesus is, waar Jesus se wil sê hy is, dit is waar die strale van lewe skyn. Sal ek en jy hom volg? Sal ons wegdraai van waar ook al Jesus nie is nie? Dit is wat bekering beteken vir die sonneblom. En sal ons kyk na Jesus en sê, Jesus, net jy kan vir my krag gee, net jy kan vir my lewe gee. Dit is geloof. Ek sluit af, vriende, ek sluit af. Terug by ons roeping. Soos wat ons in die volgende 5 weke wil saam dink oor ons roeping as kerk. Ons naam is Ligpunt, ons is 'n gemeente geroep om God se lig te skyn. Ek hoop dis 'n klein bietjie duideliker dat lank voordat ons God se lig kan skyn, het ons nodig om mense te wees, nie eenmalig nie, maar deurlopend wat deur God verlig word, wat God se lewe geniet, verlig word deur hom ten einde uiteindelik sy lig te kan skyn ook aan ander. En soos ek afsluit, wil ek hierdie laaste waarheid net in die teks wat vir ons gelees word, net vir ons uitwys as 'n bemoediging, want as jy enigsins soos ek is, dan voel die duisternis baie donker. Baie. Ek kyk in die wêreld om my, soos Kolossense 1 vers 15 sê, en ek kan sien, hierdie is die koninkryk van duisternis, en dit op die beste van tye maak my mismoedig. En ek kyk binne in my eie hart, en ek kyk in my eie lewe, en ek kyk in my optrede, as iemand wat sê dat ek 'n volgeling van Jesus is. En ek sien ek's maar net soos Jesus in Matteus 6 vers 22 vir sy disippels gesê het. Jesus sê vir sy disippels, die lig in julle is daarom nog baie duister. Daar's lig in julle, maar daar's nog baie duisternis in daai lig. En ek sien dit in my eie lewe. Dit het die vermoë om 'n mens platsak te maak, om jou wiele pap te maak, om jou mismoedig te maak. Dit lyk nie asof die lig gaan wen nie. Kyk weer na Johannes 1 vers 5. Johannes 1 vers 5 sê, die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Vriende, God gaan sy sin kry. Hy gaan sy sin kry in jou, jy wat soos 'n sonneblom kyk na Jesus, die lig gaan die duisternis uitdoof. Hy gaan sy sin in jou en in my kry, en in hierdie wêreld eendag. Dit is hoe die Bybel eindig. Kyk saam met my, die einste Johannes, wat Johannes 1 vers 5 skryf. In die heel laaste hoofstuk van die laaste boek, is hierdie die beeld waar hy ons mee los, om ons hoop te gee en ons te bemoedig. Lees saam met my, soos ek dit net lees en vir ons bid, Openbaring 22 vers 5. Vriende, hierdie is ons voorland, vir elkeen van ons wat sonneblomme is. Eendag in die nuwe hemel en aarde, daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here hulle, sy mense, ten volle sal verlig, en hulle sal vir ewig en ewig as konings heers. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons kom na U toe, hier in die begin van 2025. Here, watter goeie
tyd in die jaar, is dit nie vir ons, om onsself te belyn met daar waar U lig lewegewend skyn in hierdie wêreld nie. Ons loof en ons prys U vir die Seun Jesus, in wie daar lewe is, en ook vir ons. En Vader, ek bid deur die Gees, dat U 'n nuwe werk in elkeen van ons hier sal doen. Ek smeek U, o God, sal U lig laat skyn, bring ons opnuut, vir party van ons dalk vir die eerste keer, in ware geloof en bekering, soos wat ons in 'n diepe afhanklikheid na Jesus toe kyk. Ag Here, doen dit nou, en deur die Gees help ons om môre weer die son te volg, deur ons dag, en weer vir Jesus die dag daarna weer te volg, en na hom te kyk in diepe afhanklikheid. Ag asseblief, o Heer, ons wil in U die goeie oorvloedige lewe geniet, en uiteindelik van ons U lig skyn. So wees ons genadig, sal U lig oor ons bly skyn, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.